is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regering. Goeiedag geliefdes, dis Woensdag. Ons praat oor liewe Jesus, maar nie liewe Jesus 'n figuurtjie, sommer 'n maatjie nie, maar hom aan wie behoort alle mag. Die enigste lewende God. En vandag bly ons by die boek Kolossense, maar ons bly net een hoofstuk aan. Ons gaan na Kolossense 2 vers 14 en 15. Daar staan: Hy, dit is weer eens Christus Jesus, het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nee, hier is nie in hierdie lewe sprake van 'n gelyke stryd tussen God en Satan nie, tussen Christus en die duiwel nie. Daar is nie 'n gelyke stryd, hoegenaamd, die woord ken dit glad nie. Ken nie die konsep dat Christus bedreig kan word deur of die duiwel of deur demoniese magte nie. Dit werk nie so nie, want aan Christus is gegee alle mag. En as ons hier in Kolossense saam lees, dan besef ons, maar hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Aan hom behoort regtig alle mag. Ons hoef nooit bang te wees dat daar miskien 'n glipsie gaan wees en Christus gaan nie oorwin nie. Ons hoef nooit bang te wees dat daar 'n kans is dat die Satan en sy magte dalk net 'n kans het om te oorwin nie. Die woord ken dit nie, die woord leer dit nie, die woord leer van 'n Christus wat triomfantlik die dood, die bose, alles oorwin het en dit in sy triomftog meevoer. Hy stel hulle bloot vir wat hulle is, onderworpe aan hom. In die foto vandag het ek skildery van Susie Andres. Iets wat net toon hoe Christus die middelpunt van alles is. Hoe sy kruis nie iets is waaraan ons vier hy nog hang nie, maar sy kruis word eerder 'n scepter in sy hand, waarmee hy alle magte oorheers, elke mag en gesag, of dit nou aardse konings en magshebbers of politieke leiers is, of politieke stelsels is, en of dit nou die bose magte in die lig is, waarvoor ons partykeer tog so bang kan wees. Nee, hy regeer oor alles, en hy regeer hulle met 'n ysterscepter, want aan hom is gegee alle mag. En hierin vind ek die wonderlikste troos en die wonderlikste hoop, en stap ek saam met hom hierdie triomftog, met die grootste vrymoedigheid in die wete. Hy is onaantastbaar, en as ek maar net by hom bly, kan ek net so onaantastbaar deur hierdie lewe, deur hierdie magte, kan ek stap in dankbaarheid, in geloof, want my Christus, aan hom behoort alle mag. Mag jy saam met hom stap. Shalom.